Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid, en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Mag die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees wees met ons almal. Amen. Ons gaan eens aan luister na die wet van die Here uit Eksodus hoofstuk 20. En die wet wys die Here vir ons duidelik hoe in sonde ons is, maar ook dat ons eie vryheid aan ons Here Jesus Christus sy wil kan doen. Daarom luister ons ook so daarna. Direk na die wet sing ons saam met Psalm 71, waarvan vers 1, 2 en 9, en daarna bid ons saam. Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê:
Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gestuurde beeld, of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die water onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen, nie jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in die poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
kan maar net in verwondering dit glo. Ons dankie dat ons so in U heerlikheid teenwoordig ook vanoggend hier mag wees. Ons moet dit ook nou net gesing het. Ons was verheug toe die verleid weer klink het oor die ruimtes uit, dat ons vanaf ons eie huise ook opgetrek het hierheen. Maar nog veel meer, nie so dat ons in 'n huis van klippe saamkom om hier te dien, maar terwyl ons self die huis is. Elkeen van ons wat hier nie gemaak het deur die Seun en wie die woon deur die Gees. En so mag ons ook saam as gemeente 'n geestelike huis wees wat hier opgebou het, waarvan Christus self die fundament is. Daarom mag ons baie bly wees, 'n blydskap wat alle vreugde te bowe gaan, want ons mag U ken en ons mag U dien. U is alle lof waardig, en dankie dat ons ook mag sing tot U eer, dankie dat ons ook mag lewe vanuit U wet om U te dien. Ons sien soveel goeie dinge wat uit die hand uitkom, en daarvoor loof ons U, dat ons weer almal hier vandag mag wees as 'n gawe van U af, dat ons met gesondheid hier kan sit, ons is ook bewus van siekte en van swakheid, en tog gee U steeds die lewe. Vader, ons bid dat ons net saam 'n geseënde erediens mag hê, waarna ons mag luister na U woord. Wil U ons ook daarin lei? Van nature is ons baie swak. Van nature is ons vol van sonde, vol van verbrokenheid. En weens dit wil ons nie na U woord luister. En daarom kan ons U loof vir U genade, want U het ons vergewe. En U gee ook U Heilige Gees aan ons, wat lewend maak. En lei ons toch deur die Gees, dat ons ook die waarheid, wat in U woord opgeteken staan, mag verstaan. Hoe kan U ons nou daarna luister? Here, ek gee dat dit ook gerig mag wees op ons elkeen se harte. Ons elkeen met ons eie bagasie wat hier aankom, met ons eie blydskap, of eie seer, eie verlange. Gee dit dat ons so sal luister na U woord, terwyl ons elke dag op die stryd voer teen sonde. Maak ons binne oop hiervoor, en maak ons klein, dat ons nie ons eie gedagtes in die woord sal inlees, maar dat ons gedagtes sal omvorm volgens U waarheid. Dit is die maatstaf van ons lewens, niks anders nie. Vergewe tot al ons sondes, en sien ons aan in ons Here Jesus Christus se bloed. Amen. Voordat ons saam gaan luister na die woord van die Here, gaan ons saam sing uit Psalm 76, daarvan vers 1, 2 en 6. Amen.
en susters, ons het 2 weke gelede stilgestaan by Matteus hoofstuk 1 vers 4 oor die geskiedenis van Tamar en haar plek in die geslagte van Jesus Christus. En ons gaan vanoggend aan met die lysie van vroue wat in die geslagte van Christus genoem word. En daarom staan ons stil vanoggend by Josua hoofstuk 2. Die teks waarop ons fokus kom ook uit Matteus 1 vers 5a. En daar lees ons: En Salmon was die vader van Boas by Rahab. Oor die geskiedenis van Rahab lees ons in Josua hoofstuk 2. Daarop het Josua, die seun van Nun, uit Sittim in die geheim 2 manne as bekenners uitgestuur en gesê: Gaan bekyk die land en Jericho. Hulle het toe gegaan en in die huis van 'n boer met die naam van Rahab ingekom. En hulle het daar gaan slaap. En toe daar aan die koning van Jericho gesê is: Kyk, manne uit die kinders van Israel het vandag hierheen gekom om die land te verken. Toe stuur die koning van Jericho na Rahab om te sê: Lewer die manne uit wat na jou gekom het, wat in jou huis ingegaan het, want hulle het gekom om die hele land te verken. Maar die vrou het die 2 manne geneem en hulle weggesteek, en sy het gesê: Seker, die manne het na my gekom, maar ek het nie geweet waar hulle vandaan is nie. En toe die poort met 'n oor gesluit moes word, het die manne uitgegaan. Ek weet nie waar die manne heen gegaan het nie. Jaag hulle gou agterna, want julle sal hulle inhaal. Maar sy het hulle op die dak laat klim en hulle weggesteek onder die grasstoppels wat op haar dak oopgegooi was. Die manne het hulle toe agterna gejaag in die rigting van die Jordaan na die druwe, en die poort het hulle gesluit nadat hulle vervolgers uitgegaan het. En voordat hulle gaan slaap het sy op die dak geklim na hulle toe en aan die manne gesê: Ek weet dat die Here die land aan julle gegee het en dat die skrik vir julle op ons geval het en dat al die inwoners van die land vir julle bewe. Want ons het gehoor dat die Here die water van die Skelfsee voor julle by julle uittog uit Egipte laat opdroog het en dat julle die 2 konings van die Amorite, Sihon en Og, oor aan die Jordaan aangedoen het, dat julle in die landvloed getrek het. Toe ons dit hoor, het ons hart gesmeld, sodat daar by niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie. Want die Here, julle God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Sweer dan nou toch vir my by die Here dat, terwyl ek aan julle 'n guns bewys het, julle ook aan my familie 'n guns sal bewys, en gee my 'n betroubare teken, dat julle die lewe van my vader en my moeder en my broers en my susters en almal wat aan hulle behoort, sal spaar en ons siele sal red van die dood. Toe sê die man vir haar: Mag ons siel in julle plek sterwe. As julle nie hierdie saak vir ons bekend gemaak het nie, dan sal ons, die Here, ons die land gee aan jou guns en troubewys. Daarom het sy hulle met 'n lyn deur die venster laat afsak, want haar huis was in die stadsmuur ingebou, sodat sy aan die muur gewoon het. En sy het vir hulle gesê: Loop die gebergte in, dat die vervolgers julle nie aantref nie, en steek julle daar 3 dae lang weg, totdat die vervolgers teruggekom het. Daarna kan julle dan verder gaan. Toe sê die man vir haar: Ons sal ontslae wees van hierdie eed aan jou, wat jy ons al sweer het. Kyk, as ons die land inkom, moet jy hierdie gedraaide rooi lyn waarmee jy ons sal afsak het, aan die venster vasbind. En jy moet jou vader en jou moeder en jou broers en jou hele familie by jou in die huis versamel. Elkeen wat dan uit die deur van jou huis buite toe gaan, diese bloed sal op sy hoofd wees en ons onskuldig. Maar elkeen wat by jou in die huis sal wees, diese bloed sal op ons wees, in geval de hand teen hom is. Maar as jy hierdie saak van ons bekend maak, sal ons ontslae wees van die eed aan jou, wat jy ons laat sweer het. Daarop sê sy: Soos julle sê,
is dit goed. En sy het hulle laat gaan, en hulle het weggegaan, en sy het die rooi lyn aan die venster vastgebind. Hulle het toe weggegaan en in die gebergte gekom, en daar 3 dae lang gebly, totdat die vervolgers teruggekeer het. Maar die vervolgers het op die hele pad gesoek, maar niks gekry nie. Die 2 manne het die weer van die gebergte afgeklim, en deurgegaan en by Josua, die seun van Nun gekom, en hom alles vertel wat hulle ondervind het. Verder het hulle vir Josua gesê, sekerlik gee die Here die land in ons hand. Ja, al die inwoners van die land bewe selfs vir ons. Dit is die geskiedenis van Rahab in Josua 2. Dus ons sal stil by Rahab se plek in die geslagregister en Salmon die vader van Boas by Rahab. Broers en susters, Rahab is die tweede vrou wie se naam in die geslagregister van Jesus Christus vir ons opgeteken staan. Buiten in Matteus 1 kom Rahab se naam op nog 2 plekke in die Nuwe Testament voor. Dit is in Hebreërs 11 en in Jakobus 2. In Hebreërs 11 gaan het oor die ware geloof. Daar lees ons in vers 31, deur die geloof het Rahab die hoer nie saam met die ongehoorsames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. In Jakobus 2 gaan het ook oor geloof, maar oor die nutteloosheid van geloof sonder werke. Is Rahab die hoer nie geregverdig en die werk het toe sy die boodskappers ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie? Die Heilige Skrif laat besondere klem vir ons val op Rahab se geloof en op Rahab se werke. En vanuit hierdie oogpunt oordink ons ook vanoggend Rahab se geskiedenis. Ons staan stil by Rahab se plek in die geslagregister van ons Here Jesus Christus. Ons staan stil by die 2 punte. In die eerste punt, Rahab se geloof, haar binding aan Jesus Christus, en in die tweede plek, Rahab se werke, haar lewe vanuit haar verlossing in Christus. Rahab se geloof en Rahab se werke. Die geskiedenis van Rahab is vir ons vir die algemeen meer bekend as die van Tamar, na wie ons 2 weke gelede geluister het. Deur Rahab se doen het die 2 spioene wat deur Josua in Kanaan ingestuur is, 'n veilige tuiste gekry. Sy het gesorg dat hulle nie net in die stad veilig kon wees, maar dat hulle ook veilig uit die stad uit ontsnap het. Sy het 'n rooi poort by die venster uitgehang om te verseker dat sy en haar familie nie meer die bankvloed getref word soos die res van die Here nie. As 'n mens 'n vergelyking sou bestref tussen Rahab en Tamar, die eerste 2 vrouens in Christus se geslagregister, is die aanvulling vir ons ongetwyfeld sodat ons Rahab baie meer eerbaar ag as Tamar. Dit is die eerste aanvulling, maar nie noodwendig die waarheid nie, broers en susters. Want kom ons kry meer duidelikheid oor wie Rahab is. Die heel eerste ding wat ons in Josua 2 van haar lees, is nie haar naam eers nie. Ons lees heel eerste van Rahab dat sy 'n prostituut is. En dit is skokkend. Want Tamar het ons gehoor dat sy by een enkele geleentheid haarself as 'n prostituut voorgedoen het met haar skoonpa Juda. Maar van Rahab hoor ons, dit is haar hele beroep, dit is haar hele leefwyse. So staan sy ook bekend, Rahab, die hoer van Jerigo. En wat maak hoerery so verskriklik, geliefdes? Alles wat mooi en goed is, word daardeur vernietig. Die liggaam word as tempel van die Heilige Gees ontheilig. Wonderlike gemeenskap tussen man en vrou word goedkoop gemaak. Liefde en intimiteit word vir 'n handvol van geld weggegooi. Dit is die erns van die hoerery. Vertroue en respek maak plek vir ontrou en veragting. Dit help nie om hierdie dinge minder kras voor te stel as wat dit werklik is nie. In ons dae, in ons land word daar gepraat oor die wettiging van prostitusie. Die rede hiervoor is dat prostitusie eerder ordelik bedryf moet word
as wat dit onordelik en onder die dekmantel gebeur. Asof hoor hy hoe genaamd ordelik kan wees. Die teendeel is waar. Dit breek alles af wat God goed en reg geskep het. Hoe 'n mens ook daaroor wil praat. Wettiging van prostitusie is wettiging van God onterende hoerery. Ons kom terug by Rahab. Sy is 'n Kanaanitiese prostituut. Net so Tamar leef Rahab uit in die verbond van die Here. Maar let op hoe die Here haar lewe ingryp en verander en ingryp in haar lewe in. Dit begin met 'n gerug wat in Jericho die rond te doen. Die inwoners van Jericho het gehoor dat die volk Israel, wat 'n slawevolk in Egipte was, uit Egipte uit verlos is. Die nuus het by hulle gekom dat die almagtige God hulle uit Egipte laat optrek het met groot wonders. Die wonderbaarlike deurtog deur die Skeltsee het verbasing by die inwoners van Jericho en die ganse Kanaan verwek. En by verbasing het dit nog nie gestop nie. Dit bly nie net by mense wat verbaas is nie. Die inwoners van Jericho kom te hoor dat daardie volk Israel nou op pad is na Kanaan toe, na hulle grondgebied. Die laaste nuus wat hulle nog bereik het, is dat Israel die sterk konings van die Amorite, Sihon en Og, met die bandvoet getref het. Die dinge het net aan die kant die Jordaan plaasgevind, nie ver van Jericho nie. Jericho sidder. Ons lees dat die skrik van die Here op hulle geval het. Hulle hart het gesmeld. Teen die God van Israel is hulle kans baie skwal. Hulle gaan nie staande kan bly nie. En so praat die inwoners van Jericho mekaar bang oor die verbondsgod en oor sy verbondsvolk. In hierdie gespanne atmosfeer stuur Joshua vanaf die ander kant van die Jordaan 2 verkenners in om die land te verken. Hulle opdrag is bekend. Hulle moet die land Kanaan gaan bekyk en in besonder die stad Jericho. Dat hierdie 2 verkenners by hulle aankoms in Jericho uitgereken by die huis van Rahab aankom, is nie toevallig nie. Daar is geen toeval voor die oë van God nie. Hulle gaan beslis nie daaraan om van Rahab sy sondige dienste gebruik te maak nie. En so ontvang Rahab hulle ook nie. Sy besef onmiddellik met wie sy te doen het. En wat doen sy? Hebreërs 11 vers 31 sê, sy ontvang hulle in vrede. Sy ontvang hulle in vrede. Sy bied aan hulle 'n veilige tuiste. Sy help hulle in die uitvoering van hulle opdrag. Hebreërs 11 sê verder, die feit dat Rahab die verkenners in vrede ontvang het, getuig van haar geloof in God. En oor haar geloof in God het Rahab nie stil gebly nie, vriendes. Sy bely dit openlik teenoor die verkenners. Sy sê, ek weet dat die Here die land aan julle gegee het, want die Here, julle God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Dit is 'n aangrypende geloofsbelijdenis. En baie veelzeggend. Hoekom 'n vrou van Rahab se kaliber op hierdie punt? Haar hele wese straal ontrou, losheid, beginselloosheid, sedeloosheid uit. Vir geld sal sy enigiets doen. En nou dit, 'n belydenis wat getuig van sekerheid, van oortuiging, vertroue, vastigheid. So werk die Here ons God. Al die inwoners van Jericho word met vrees in hulle harte gevul. Almal is bang. Behalwe een, net een kom tot geloof. Rahab, die hoer. Vir Rahab self is dit 'n dag van groot dinge. Die val van Jericho is vir haar gelykstaande aan die val van heidendom in haar lewe. Die barmhartige God trek haar uit die moeras van haar hoerery en van haar afgodsdienst uit, en sy kry vaste grond onder haar voete, die grond van die verbond met God. Op daardie grond sal sy leer wat goed en reg is voor die Here van die heerskare. Sy sal leer om nooit weer haar liggaam te onteer en te misbruik nie.
Sy sal leer om waaragtig lief te hê, om te bemin, te koester, te respekteer, te vertrou, te eer, om God te verheerlik. Sy sal later dieselfde eer teweersval as Tamar, die skoondogter van Juda. Ook sy word deur die alwyse God opgeneem in die geslagte gesit van Jesus Christus. Vanaf 'n straatvrou met losse sedes word sy gered tot 'n hoogstaande ereposisie. En dit is wat Christus aan haar doen. Christus wat nog moet kom, aan wie se kom sy menslike wys mag neerhou. Christus gaan uit haar uitgebore word, maar meer nog, Christus gaan ook vir haar sterf. Hy gaan haar verlos van alle sonde en ellende, selfs van die ewige dood, waarin sy tot nou toe nog heeltemal geleef het. Rachel, die moeder van Jesus Christus. En toch, broers en susters, sy bly bekend staan as Rachel die hoer. So word sy in Hebreërs 11 genoem, eeue later, ook in Jakobus 2. Hoekom? Sal daar dan nooit 'n roof groei oor haar oneervolle verlede nie? Daar sal, maar dit is nie wat hier ter sprake is nie. Hoerery het in die skrif ook 'n figuurlike betekenis. In die sin dui dit op ontrou teenoor die Here, beginselose optrede, liefde vir genot, hoë liefde vir God, wantroue in tyd van nood, selfgerigtheid in plaas van Godgerigtheid, louheid in plaas van brandende ywer. Hoe dikwels het die volk Israel nie in hierdie sin van die Here uitgehoorleer nie. Oor en oor moes die profeet hulle hieroor vermaan. Hosea, een van die profete, moes self met 'n hoervrou trou. Deur dit moes hy vir hulle uitbeeld hoe ontrou die volk voor God is. Rachel, die hoer, daardie naam word by God se volk ingegrafeer, sodat ons almal ook vandag blykend aan ons sonde van ontrou herinner word. Ons is nie veel beter as Rachel. Maar ons word in die evangelie van Christus geboorte ook daaraan herinner dat Jesus Christus hom aan Rachel verbind het. Christus verlos haar van alle vorme van hoerery. Laat ons dan kragtadig met ontrou pleeg, geliefdes. Hoe? Deur erns te maak met ons geloof in God. Deur onverdeeld hom alleen te vertrou. Deur al ons optredes aan sy woord te neem. Deur in ons lewens voortdurend te onderskei wat belangrik is en wat onbelangrik is. En dan vir dit wat belangrik is te ywer. Deur ons ganse bestaan op God te rig. Here, is dit wat ek nou doen tot u eer? Deur te ywer vir die Here. En deur nie met louheid en flouheid tevrede te wees nie. Rachel het tot geloof in Jesus Christus gekom, uit genade op 'n wonderbaarlike manier. En ons mag ook glo, weet jy, in sy genade ook op net so 'n wonderbaarlike manier. Ons is gebind aan ons verlosser, aan die regterhand van God. Koester die kosbare gawe van geloof wat u aan Christus bind. Laat dit groei en laat dit toeneem met die werking van die Heilige Gees. Deur die geloof het Rachel nie saam met die ongehoorsaames omgekom nie. Dit is die punt wat die Hebreërskrywer vir ons maak. En nou die tweede saak, die punt wat Jakobus stel, Rachel se werke, haar lewe vanuit Christus se verlossing. Jakobus onderstreep vir ons die belang van werke wat uit geloof uit voortvloei. Geloof kan nooit alleen staan nie, dit is nie moontlik nie. 'n Goeie boom moet goeie vrugte dra, dit kan nie anders nie. Geloof sonder werke is dood. En by Rachel was die vrugte sigbaar. As die koning van Jericho se soldate by haar kom eis om die twee verkenners uit te lewer, sien ons reeds iets van Rachel se werke uit haar geloof. Sy steek die verkenners op die land weg.
En aan die soldate gee sy te kenne dat hulle al lankal uit die stad gevlug het. Party skrifverklaarders is aan oordeel dat Rahab blaatant gelieg het en dat sy nog ver moes vorder op haar pad van geloof. Ander mense praat weer van 'n noodleem, van 'n witleentjie. Maar, broers en susters, dit is nie die Jakobus, geïnspireerd deur die Heilige Gees, daar optrede beoordeel nie. Jakobus sê dat Rahab uit haar werk geregverdig is toe sy die boodskappers ontvang het. Hierdie waagstuk om die koningse soldate op 'n dwaalspoor te sit, was 'n geloofsdaad. Sy dink nie daaraan wat met haar kan gebeur as sy uitgevang word en aangekla word van hoogverraad nie. Sy het net een ding vir oë. Hierdie verkenners is diensknegte van die Allerhoogste God, die Here van die weerskare. Hulle mag onder geen omstandighede deur die heidense koning van hierdie gevang word nie. En die wonder is dat God hierdie geloofsdaad van haar seën. Die Here seën haar dat die soldate nie haar uit soek nie. Hulle volg haar raad op. Hulle gaan agter die verkenners aan soos wat Rahab vir hulle gesê het. Die tweede geloofsdaad is die manier waarop sy die verkenners weggestuur het. Sy laat dat uit haar venster buitekant die stadsmuur aan 'n rooi ding afsak tot op veilige grond. En in die proses trotseer sy weer lewens geval. Sodoende werk sy weer eens positief aan die intog van Israel in die beloofde land Kanaan in. Deur haar werke gee sy dat die Here se beloftes altyd weer in vervulling kom. Die Here gebruik haar as 'n instrument in sy hande. Die derde geloofsdaad van Rahab is die wyse waarop sy voorspraak neem vir haar familie. Sy soek sekerheid by die verkenners dat sy en haar familie nie met die bandloop getrek gaan word soos die res van Jericho. Sy gaan selfs so ver dat die verkenners vir haar 'n eed moet zweer. Hulle moet ook vir haar 'n teken gee. Sy pleit vir die behoud van haar en haar familie. Maar haar pleit, broers en susters, haar voorspraak is nog groter net as om te lewe. Sy pleit dat hulle opgeneem word in die verbondsvolk van God. Die effek daarvan is dat sy saam met haar hele familie ook daarin opgeneem word. Sy word so deel van die kerk. So word sy ook ons suster in die geloof. En dit gebeur ook so. In Josua 6 word vermeld hoe Jericho uiteindelik met die bandloop getref word. Maar Josua het Rahab en haar familie laat lewe. Sy het onder Israel gaan woon. Sy en haar familie het integraal deel geword van die verbondsvolk van God. Het Matteus 1 leer ons dat Rahab selfs trou. Sy trou met Salmon, 'n nageslag van Juda en Tamar. Hulle huwelik word met die geboorte van 'n seentjie geseën, Boas. Die engste Boas wat in die lewe van Rut net later nog 'n groot rol gaan speel. Boas, die godvreesende boer wat in liefde vir die Here opgevoed is. Sy ma, wat vir die grootste gedeelte van sy opvoeding verantwoordelik gehou kan word, is Rahab, die boer van Jericho. En weer eens, broers en susters, Rahab behou die benaming boer. Nie om haar daarmee in slegte lig te plaas nie om haar blydend aan bagasie te bind wat al eeue van tevore afgeskryf moes gewees het nie. Maar wel om die groot werk van God in haar lewe vir ons te wys en te beklemtoon. Want 'n boer doen uit haarself geen werke uit geloof wat tot geregtigheid dien nie. 'n Prostituut stel haar lewe nie in gevaar om vir vyhandige verkenners se lewens te spaar nie. So iemand doen geen voorspraak vir haar familie om opgeneem te word in die verbondsvolk van God nie. Inteendeel, behoor beëindig haar vir presies die teenoorgestelde. En dit is waar ons aandag moet val, broers en susters. Hoe groot is God? Hoe groot is hy wat in Rahab se lewe ingryp, so radikaal, so onweerstaanbaar, so intens, dat sy 'n totale omkeer maak. Die werk wat sy voor gaan doen,
is werke wat uit God is. Die hoer van Jericho word 'n moeder in Israel na wie opgesien word. En Jakobus beveel sy lesers aan, kyk na Rahab, kyk na haar werke, volg haar na. En nee, dit sê nie dat ons almal soos Rahab moet word nie. Rahab is 'n sondaar mens, net soos ons. Rahab kan onmoontlik nie vir ons 'n maatstaf of 'n rolmodel van enige soort wees nie. Maar Rahab se optrede is wel vir ons 'n voorbeeld. Die Gees van God het in Rahab gewerk. Dieselfde Gees werk ook in ons vandag. Deur die krag van die Gees moet ons oor die koms van ons geloof werke doen. Geloofswerke. Dit is een ding om te sê, broers en susters, maar dit is 'n ander ding om ook te doen. Op die doen kom dit persoon van sake neer. Woorde sonder werke is leeg, dit dra niks nie. Geloof sonder werke is dood. En wat dit betref het ons elkeen baie om oor na te dink. Ons praat met die mond die mees waardevolle en duursame geloofswoorde. Geloof in God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Maar, broers en susters, word in ons lewens daarin geken, dat ons glo in God die Vader, dat ons ook op hom vertrou, op hom wat die skepper is van alle dinge. Leef ons vanuit die verlossing wat in Jesus Christus is vorentoe. Beleef ons die kragtige heiligmaking van die Gees ook in ons lewens. Glo ons in die geloof van die opstanding en word ons ryklik daarmee getroos. Beleef ons die gemeenskap van die heiliges ook onder mekaar. Is dit aan ons te sien en te hoor dat ons Christene is, met 'n doel en met 'n sin in hierdie wêreld, wat kragtig stryd teen die sonde. Eier ons vir ons geloofsbeginsels. Soek ons ook om op ons geloofsbeginsels staande te bly. Aan Rahab was die werklikheid daar geloof duidelik te sien. En so kan ons ook vandag terugkyk na die groot werk wat God aan Rahab gedoen het in haar lewe. Hoor dit alles saam die heerlikheid van God hoog verheer. Dit is God wat in Rahab gewerk het. Dit is God wat in haar die geloof geplant het, dat sy die verkenners beskerm het, dat God se beloftes in vervulling kom. Dit is ook God wat in haar gewerk het vir al die werk wat sy gedoen het. En so is Christus ook uit haar uitgebore. En so is ons ook broers en susters van haar, maar meer nog, ons is uit Christus gebore, deur die Heilige Gees. So is ons kinders van God, mede-erfgename van Christus. Koester die kosbare geloof, broers en susters. Hou daaraan vas, beywer nie vir dit wat goed en reg is. Dit is 'n boodskap van Josua 2, reg deur Matteus 1, wat ook tot ons vandag spreek. Amen. Ons Vader in die hemel, ons dank U vir U woord. Dankie dat U vir ons wys hoe heerlik U bo alle dinge verhewe is. Hoe U kragtig werk in die lewens van sondaar mense. Vader, van nature sou ons dink dat wanneer ons die geskiedenis van Rahab lees, sy lankal verlore was vir U. Maar ons kyk daarna met toe, sonder verloor. En U maak ons ook oop om te sien wat is die groot werke wat U in haar lewe gedoen het. Maar Vader, dit is nie koue geskiedenis wat net ver van ons af bly nie. Dit is waarheid. Waarheid hoe U gewerk het en hoe U ook in ons werk, ons elkeen. U het ons ook
uit die moeras van sonde uitgegryp en ons geplaas op die vaste fundament van ons Here Jesus Christus. En daarvoor kan ons hele lewe aan U toewy, om U te dank en U te vereer. Here, wees ook met ons in hierdie week, vir alles wat moet gebeur, dat ons uit hierdie besef mag lewe, dat ons getrou sal wees aan U woord, en dat ons as U bruid altyd naby U sal leef, en nie weg van U sal wegbeweeg nie. Dat ons in ons werk of in ons vakansie of waarmee ons ook al bezig is, U mag dien. Heer, dat ons mag soek na sonde in ons lewe, sodat ons ook mag bekeer, sodat ons uit ons geloof uit ook volgens ons geloof sal leef. Vader, so bid ons ook vir ons hele land. Daar is soveel gebrokenheid in ons land, soveel korrupsie, soveel verkeerdheid, soveel agteruitgang. Here, sal U asseblief ook daarin werk. Laat U wil tog in alle dinge geskied. Ons bid so vir ons kerk. Die kerk wêreldwyd, die uitverkore kinders waar hulle ook al mag wees, waar mense wat vervolg word, sal U met hulle gaan en hulle ook bemoedig met die rykdom van die woord. Wees met die kerk in ons land, ook met die geformeerde kerke, dat ons getrou aan die woord sal lewe, om die waarheid in die woord te ondersoek, en daarvoor ons op te tree. En Vader, ons bid ook vir ons gemeente hier in Bloemfontein. Wil U met elkeen van ons lidmate wees, dat het met ons mag goed gaan, elkeen met ons eie omstandighede, Heer, dat ons allemaal U mag dien, ook saam as 'n kerk. Heer, wees met al die ouderlinge, wat ons herders mag toesig hou met die gemeente, Heer, dat hulle werk met baie vreugde mag doen, ook met die diakens, wat toesien vir die liefdesdiens, Heer, dat hulle vir dit alles mag teken. Wees ook met Dominee Dolf, waar hy is, dat het met hom ook mag goed gaan, daar in Nederland. Heer, maar woord wees met elkeen van ons wat in die belangrikste aand van die geloof staan. Want is die geloof wat U vir ons gee, sal koester en sal bewaar. Wees met die van ons wat op vakansie gaan, wat ver moet ry, sal jy asseblief met hulle wees, dat hulle ook na die tyd weer veilig mag terugkom. Wees met almal op ons landse paai. Here, ons dankie ook vir die bietjie reën wat ons in die weer kon kry. Alles is 'n paar uit die hand en ons loof en ons eer U daarvoor. As dit U wil is, sal U ook nog reën gee. Ook vir ons boere, en ek weet baie te hoog is. Here, in dit alles weet dat ons op U blywend mag vertrou, altyd doen. Want aan U kom toe die heerlikheid en die mag en die majesteit tot in alle ewigheid. Amen. Daar is nou geleentheid vir die projek wat opgeneem word en direk na die projekte sal ons saam Psalm 67 vers 1, 2 en 3.
en ons behoed. Mag hy sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag hy sy aangesig oor ons verhef en vir ons sy vrede gee.